Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Ons is besig met 'n reeks hoogtepunte uit Hebreërs en in Jesus naam wil ek nou verby Hebreërs 2 kom. Dis hoekom ek vir myself Hebreërs 4:12, ek moet by Hebreërs 4:12 uitkom. Maar is dit nie belangrik Hebreërs 4:12 nie? Ons almal ken Hebreërs 4:12. Kom ons lees hom. Want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Jy kan sê wat jy wil, God ken elkeen van ons hart. Hy ken ons harte. Daar definieer hy vir jou gees, siel en liggaam. Ek en jy is geesmens wat beskik oor 'n siel wat woon in 'n liggaam. En ek en jy as weergebore kinders van die Here moet in die geesmens operuit. Dit beteken nie jy moet een van hierdie ouens wees wat en met Hessie maar rondloop en zweef voor die aarde, en dit is nie wat ek sê nie. Maar ons moet in Jesus naam met God kommunikeer in die gees. Want God is gees. En omdat ons sielsmense is, dis jou unieke identiteit wie jy is, opreik ons daar, dis my gevoelens, dis my emosies, dis my eie wil. En die wil is baie sterk. Maar God wil hê, jy moet wil submit aan hom. Hy gaan jou nie dwing om dit te doen nie. Net soos wat ek en jy nie ons kinders kan dwing nie. Hulle gaan moet wil. God soek sikkes, het jy geweet? God soek sikkes wat hom wil volg. Nie moet nie. So waarom turn or burn werk nie? Ouens turn because they don't want to burn. En uit vrees uit volg hulle die Here. En dis nie wat God wil hê nie. En dis waar die hele Hebreërs gaan. Hy sê, ons gaan nou lees in Hebreërs 3 en 4, die ou mense in die woestyn vir daai 40 jaar kon nie in sy rus ingaan nie. Dit, en nou vat baie ouens daai skrif en sê, ja, jy sien, jy moet Shabbat hou, Vrydag aand 7 uur tot Saterdag aand 7 uur. Hoe is julle ouens wat op Sondag of Saterdag werk? Dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Hy sê dan, die ouens in die woestyn, wat onder die wet was, vir 40 jaar, eintlik 38 jaar, om dieselfde berg getrek het, dieselfde issues, kon nooit in sy rus ingaan nie, alhoewel hy die Shabbat gehou het, kon hulle in sy rus ingaan nie. En hy sê, moet ons nou nie so wees nie. Is 'n probleem, want hy probeer nou vir ons sê in Hebreërs, waar die boek van Hebreërs gaan, en dat Jesus Christus, die Godman, God self, meer is as engele, hy is meer as Moses, hy is die getroue hoëpriester, hy is alles. Maar nee, ons wil aan goed vasklou wat ons aan kan vat, en wat ons kan doen. Dis waaraan ons wil vasklou. En God sê, dis goed, maar dis nie als nie. Dis goed as jy wil 7 uur Vrydag aand tot Saterdag aand 7 uur wil jouself onttrek van die samelewing, as jy wil. Ons sal maar gaan preek op Saterdag en hande op mense lê. Dis nie 'n dag nie. Daai dag moet elke dag wees. Is nie van, hoor jy, ek switch nou aan op my Sondag mode nie. Gisterand ek en nou Willie lekker saam gekuier, lekker brandewyn nog 2 gevat, en sê lekker Willie my pel. Dis lekker hier. Springbok het 'n lekker game gespeel. Sondagoggend sien die Willie, dan sê hy, môre broer. Dis vir my so geseënde dag hier in die huis van die Here. Dis 'n ander mens. Nee. God soek daai selfde mens 7 dae. 7 dae. Jou identiteit in Christus. Nie voorgee nie. Almal het issues. Maar wees net jouself tog, asseblief tog. En dis wat God wil hê. Hy wil daai unieke jy uitkry
En hy wil daai unieke jy, soos hy maak. Meer soos hy in elk geval. Niemand van ons arrive nie. Dan wil ek gou vir ons net geweet die uitleg van Hebreërs, jy gaan dit nou elke keer sien, ek gaan volgende week ook, ons gaan nou nie vandag baie lank hieroor kan praat nie, want ons het nou so 12 ouens, vrouens om te doop, en ek sê nogal vir hulle, vir Derek, hulle, nee man, jy hoef nie die water warm te maak, jy is mos somer. Ek en my groot mond. Ek soek hy ding jacuzzi temperatuur, en nou gaan ons maar inklim, wil my salaris verdien vanoggend. Maar in elk geval, die uitleg van Hebreërs is my baie belangrik dat ons op 5 goed moet fokus hierso, of vergeet jy alles. Dis 5 waarskuwings. En waar gaan die waarskuwings? Gaan in sy rus in. Weet wie hy is. Anders gaan jy nooit weet wie jy is nie. As jy nie gaan weet wie hy is nie, gaan jy nooit weet wie hy is nie. As jy gaan dink hy is hierdie kwaai God wat met 'n stok staan om jou te slaan, gaan jy dit nie kan hê nie. Omdat ek weet wie Christus is, kan ek met vrymoedigheid in sy genade troon ingaan. Ek kan met vrymoedigheid gaan bedien, want ek weet dis nie hoe oulik ek is nie. Dis hoe goed hy is. Beteken dit nou ek kan net leef soos ek wil? Nee, stellig nie, sê Paulus, 2-3 keer in Romeine. Paulus het genade so mooi beskryf, dat hy 2 of 3 keer moet sê ek nou jy kan sonde doen. Want het klink nou amper nou, hoor jy maar I've got a free ticket. Maar dit is hoe genade verduidelik moet word. Dit is, jy kan dit nie beskryf die genade nie. Dat hy vir jou dood gegaan het, voor hy hom nog geken het. En nou dat jy hom leer ken, wil jy iets anders wees. En dan wil jy neerkyk op ander dalk wat nou nie so heilig soos jy is nie, want dis die probleem wat gebeur, as jy nie verstaan wat in Hebreërs staan en Romeine staan nie, gaan jy een van daai Christians word wat nie die skoene aan jou voete het van vrede nie. Jy gaan die skoene aan jou voete hê van judgment en condemnation. Jy gaan voor mense staan en dan gaan iemand sê, hoor jy, ek en my vrou gaan gou net gou diskem doen ons op 'n Saterdag. Doen jy shopping op 'n Saterdag? Koop jy by die moslems t-shirts? Ja, nader dan weet jy nie meer wat om voor daai mens te sê nie, want dis net, jy moet dit nie sê nie, trek dit terug. Kyk, ons moet mense leer, lewe en dood lê in die tong. Jy kan nie net praat soos jy wil nie, jy moet dan praat lewe tog, veral oor jou kinders. Al voel jy partykeer nie so nie, het ons, maar Jesus, ek sal vir jou bid in 'n taal. Verstaan jy? Ons moet, as jy nie daai skoene van vrede het nie, het jy die skoene van judgment, condemnation. En julle weet, ek sê dit altyd, ek gisterand weer vir mense gesê, as jy nie Jesus jouself gaan onderwerp aan die waarheid van hierdie woord nie, jy maak jou eie waarheid op, gaan mense nie na jou toe wil kom nie. Hulle gaan jou probeer miskyk in die dorp. Hulle gaan vir jou wegkruip in Edgars as jy daar staan. Hulle gaan maak of jy jou nie sien nie, want nou kap jy hulle weer. Nou voel hulle nie goed genoeg nie, want jy gooi 'n aura uit van. En Jesus was nie so nie. As hulle het gehoor het, Jesus is iewers, dan het hulle oor hulle voete geval om by my te kom. Want as ek net aan hom kan vat, is daar vir my genade, is daar vir my genesing. As ek net aan hom kan vat. En dis hoe ons moet wees. As hulle maar net kan, het jy nie net vir my ook 'n ou woordjie van Jesus af nie. Ek bedien een keer by 'n plek aan 'n Nelspruit. En daai aand bedien ek. En ek het vir almal woord behalwe vir een ou. Ek kan nie eens onthou ek het nie vir hom woord gegee nie. En ek wil net loop, hy sê, Jacy, jy maar nie vir my ook 'n ou woordjie nie. Ag sê, maar ek het hom gemis per ongeluk. Ek sê, is net 'n mens. En toe hoef ek dan nou nie diepte gegrou het nie, daar was vir hom woord. Ek sê, hoor, ek het jou dalk misgekyk, maar God kyk jou nie mis nie. Onthou dat, jy moet nooit jou op 'n mens. Mense maak foute. Maar God maak nie foute nie. So kom ons kyk, in Jesus naam, lyk dit nie of ons by Hebreërs 2 gaan kom nie, maar ons kyk. Hebreërs 1-7, Jesus die beter en die nuwe redder.
die Godman, beter as die engele. Jy moet onthou dat die boek Hebreërs in konteks is geskryf aan eerste Christene wat Jode was. Ek het nou dag, as jy die podcast gekyk het, 'n paar redes gegee, hoekom jy vir die Jode moet bid. En vir die vrede van Jerusalem. Want, uit die Jode uit, kom die Ou Testament. Nie van die boere af nie, hoor, kan ek vir jou vandag 'n bietjie nuus breek voor 16 Desember. Die Ou Testament kom nie van die boere af nie. Kom nie van Pieter Tief af nie. Alright, kom van die Jode af. God het dit vir die Jode gegee. Die Nuwe Testament, raai wat? Kom van die Jode af. En daai eerste paar vissermanne was Jode. Jesus is vir die Jode gegee. En Jesus kom uit die Jode uit. Dis 3 redes. Daar's nog 4 ander. So daarom bid ons vir die vrede van Israel, vir die Jode, God sal hulle uitsort. Hoef nie met hulle politiek saam te stem nie, God gaan hulle uitsorteer. Glo my, as julle ons Openbaring goed luister, dis hoekom die 7 jaar verdrukking daar is, want Josef gaan homself vir sy boeties wys, wat hom in die rug gesteek het. Alright, en hy gaan vir hulle roer, en maar 'n handjie vol gaan gered word. Hoe awesome is dit nie? Ons kan nou baie lekker neerkyk op die Jode. Maar raai wat, nee? 25 jaar terug was ek nie eers 'n born again Christian nie. Toe was ek ook goners. So moet nooit, Romeine 11 sê, jy moet nooit hoogmoedig raak nie. Jy was nou die dag nog 'n willow lyftakkie wat nêrens ingeënt was nie. Nou is jy ingeënt op die boom, en nou is jy grootmond. Jy weet nie, Johanne. Hierdie Bybel wat ek en jy vandag het, is as gevolg van hulle. Hulle het die evangelie gevat na die uit Israel uit. Asië toe, Rome toe, Griekeland toe, Spanje toe, Engeland toe. Jode, kan jy dit oor vertel? En soos hulle gegaan het, het hulle nie Jode, heidene, dis waar ons vandaan kom, Christene geword. Hulle het nou die dag nog die tempel afgod van Diana aanbid, en dan volgende dag is hy Christen. En ons kom vanaf. Die Franse, die Duitsers, die Hugenote. So die Bybel het nie saam met die Hugenote, die Nuwe Testament nie saam met die Hugenote gekom het. Die Nuwe Testament kom van Jode af. En Hebreërs is nou geskryf aan hierdie Jode wat weergebore geword het. Nou probeer hulle nog vasklou aan hulle ou Joodse rituele gewoontes, soos byvoorbeeld. Hulle is groot goed gedoen met engele. Dit is 'n groot ding gewees, veral onder die Fariseërs. Engele. Want God moes met engele werk. Hy het in die tempel ingegaan en Johannes die Doper se pa het 'n engel Gabriël daar gestaan. Maar nou in die Nuwe Testament het hy nie meer nodig om engele op daai manier te gebruik nie. Hy doen dit homself. Hoe awesome is dit nie? So hy sê hy is beter as die engele, en vandag nog, as het nou daaroor gepraat, is Christene, weet my angel. In die begin het die Here engele gebruik om my ook te help, want ek was maar bietjie bot. Ek het begin bevryding doen, en ek het in hierdie ding ingestap, hy skoon maak, maar ek mis alles. Ek is nog te, ek is nog hier besig, dan moet hy so nou met iets my klap het in die kop, sê kom kyk net gou, hier is ook iets. Ek rarig my eie oë gesien. Jy skrik jou alie af as jy dit sien, hoor. Jy sê, ek wil graag enige engel sien, wil jy rarig? Jy skrik. Wat? Jy kry 'n glims in die tweede hemel in. Jy wil nie daar gaan nie. Jy sê, los dit vir die Here en die engele, hulle kan daar uitsorteer. Ek gaan net bid vir die mense. Amen. Jy wil nie een van die ouens wees wat sy derde oog oop is en jy sien daar in die wêreld in nie. Die aande gaan baie kort wees. Ek hoor die ouens sukkel om te slaap. Jy wil nie daar gaan nie. Ek wil rustig, los dit. God sê, hy sal die geveg vir ons veg. Ek's dood happy daarmee. Kan jy dit oor vertel? Ek's dood happy daarmee. Alright, so hy sê, hy is groter as die engele. Jy hoef nie meer na 'n engel toe te hardloop nie, Jood. En nou 2000 jaar later vandag is ons in sterretekens, angels, en ek weet nie wat so goed nog alles nie.
En dis 'n probleem, hoor. Pas op vir daai goed, anders gaan ek met bevryding doen op jou. Alright, daar is ons eerste waarskuwing dan, van 5, dan vandag, 'n apostel beter as Moses, 'n leier beter as Josua, hoofstuk 4, so gaan dit aan, en dan die tweede waarskuwing. So ons gaan net die eerste deel, daai gaan vir jou gegee word, as jy nog nie hierdie het nie, ek sê elke week die PDF op die groepie sit, en moenie, weet, daar's baie traffic op ons groepie, né? As jy nie daarvan hou nie, sit hom op silent, delete dit, om met in hemelsnaam mee afklim, hè. Alright, ek is ook op baie groepies, mense sit my op groepies, moet my nie op 'n groepie sit nie, asseblief. Ek is op baie groepies. Jy sê, kyk gou vir my hierdie, 50 minute teaching. Waar gaan ek tyd kry om dit te doen? Alright, moet dit nie doen aan my nie, asseblief. Sê jy vir my waar gaan dit, en dan vra vir my dan. Alright, maar kommunikeer met my, dit is goed, maar moet nie vir my jou preek gee van jou dominee die ander kant koster nie. Dan gaan dit nie kan luister nie. Alright, so, wat was die eerste waarskuwing wat ons laas oor gepraat het? Kan julle onthou, hierso, kyk wat sê hy. Daarom, as hy sê, daarom, moet jy altyd weet, daar is net een ou in die Bybel, want ons weet nou nie wie die Hebreërs geskryf nie, maar as jy al sy briewe lees, Paulus, dan sê hy, veral in baie Romeine, daarom, en as hy sê daarom, moet jy vra, waarom sê hy daarom? Hy sê daarom, omdat hy beter is as engele, en al die goed, hy is 'n beter hoëpriester, daarom, moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Dat ons nie miskien weggedryf nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, praat nou van die Ou Testament, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, Jesus Christus, die 3 jaar wat hy op aarde was, deur die Here verkondig is, hierdie ouens, baie van hulle het hom gesien, hulle het aan hom gevat, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, die disippels gaan toe uit, en hulle gee die evangelie, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerlei kragte. Hy beloof dit in Markus 16, hy sê, gaan preek, en ek sal die preke bevestig deur die wonders en tekens wat daarop gevolg het. En ek spot mos altyd, net daar die kerk in Markus 16, 'n punt gesit in plaas van 'n komma. Hulle het oral gegaan en gaan preek. En dan is dit so stil soos dit nou is. Gaan na kerke toe, wat hulle preek, en die Gees bevestig die preek. Chaos. Dis wat ons soek. Dat die Gees kom begin, okay, vir jou wil ek klop, daar is vir jou wil ek dit. Dis awesome. Maar die Here het genade op ons. Hy doen dit bietjie vir bietjie. Hy gee ons nie die hele groot polonium op te eet nie. Vat hom stukkie vir stukkie. Alright. So die Here se Gees bevestig dit. Hierso in hoofstuk 3, hoor nou wat sê hy daar. Daarom. Ek gaan na die daarom kyk. Daarom, heilige boeties en sissies, deelgenote van die hemelse roeping. Jy is 'n deelgenoot. Waarom is dit? Jy is nou deel van dit. Jy is 'n deelgenoot. Ek gaan nou vir jou wys. Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Hy is die apostel en die hoëpriester. Raai wat, nou roep hy jou as 'n hoëpriester, as 'n priester, profeet. Hy roep jou as dit. Maar hy is die hoëpriester, onder wie ek submit. En vir Joodse oor was dit nogal moeilik om te luister, want ek meen, die Lewiete is uit hulle kom die hoëpriesters. Nie hierdie man Jesus wat gekruisig is nie. Nou sê hy nie, hy is die hoëpriester. En van hom word jy 'n deelgenoot. En daai tyd, as ons dit nou in konteks moet kyk, was dit seker baie moeilik baie keer vir 'n Jood om 'n born again believer te word en om 'n Christen te word, want ek meen, nou al my ander maatjies, ek gaan nou anderste as hulle lyk. Dit was moeilik vir hulle. Ek meen, ek gaan nou nie meer sinagoge toe nie. Ek gaan nie meer Vrydag aan 'n sinagoge toe nie. Ek gaan nou nie meer saam met hulle op hulle manier feeste hou nie. Jy is nou nie meer deel van die groep nie. Ons hou mos daarvan om ons bende te wees, in ons groep te wees. Ons lyk nou, maar nou lyk jy nou nie meer soos die ander nie. Jy praat nie meer soos die ander nie. Jy is nou die odd one out. En dis hoe dit vir ons elkeen voel wat weergebore word. Ek was in my rituele,
Ek was in my kerk daai tyd, en ewe skielik, waarom? Nou is ek anders. Nou is ek heeltemal anders. Nou probeer ek nog by my ou groepie wees, en ek probeer nog saam met hulle wees, maar nou raak dit al hoe moeiliker. Want hulle praat nou nie meer soos ek nie, hulle sien nou nie meer soos ek nie, en daarom is dit vir my moeilik om by hulle te bly. Ek verander. En die ander wat saam met my was al die jare verander nie soos ek nie. Dan raak dit moeilik, né? Het julle dit al ervaar, of is dit net ek? Ja. Want jy het nou verander, die Godman het nou binne in jou ingekom. Jy is nou anders, jy praat anders, jy dink anders, jy luister na ander goed, jy's supposed to be. En dis hoekom ons verander. Jy het nou deelgenoot geword van iets anders. En dit was baie moeilik vir 'n Jood daai tyd, waarmee hy groot geword het. En luister die, hulle het met hulle kultuur, is vandag nog as jy Israel toe gaan. Hulle het net 'n spontaniteit van saam eet, saam aanbid, hulle sing. As jy Vrydag aand aan daai muur toe gaan, dan kom daai soldate, daai jong meisies met haar M16 op die rug. Regtig. Hulle is net 'n groep tipe mense. Nou ewe skielik vat God een van hulle en maak haar anders. Dis moeilik. En in ons konteks vandag, 2000 jaar later, jy het heeltyd, jou paale was daar, jou oupa Grootjele was daar, die Malans, almal was dieselfde. En ewe skielik kom vat die Here hierdie Malanietjie en haal hom uit die groepie uit. En nou is hy anders. Eendag vir die Here sê, dankie dat jy dit op die manier doen, dit was nogal moeilik. Hy sê nou net uit. En die Here verander jou. Hy maak jou anders. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Die Jode het 'n groot ding van Moses in sy wet gemaak. Die engele en nou Moses. Moet nie teen Moses praat nie. Jy kan tot vandag nog in Israel 'n hempie koop, Guns N' Moses. Ja, nie Guns N' Roses nie, Guns N' Moses. Moses is nog 'n groot ding vir die Jode, Moses. Maar Moses is toe dan nie eens in die beloofde land in nie. Hy het die rots geslaan. En hoekom was God kwaad vir hom met die rots geslaan het? Omdat die water dalk nie so lekker was nie. Nee. Want die rots is Jesus. Jy slaan nie aan Jesus nie. Hy het kwaad geraak vir die mense toe slaan aan Jesus. Hy was die rots. En daarom is hy nie in die beloofde land in nie. Maar God sê, die skrywer van Hebreërs sê, hy is groter as Moses. Vergeet nou 'n bietjie van Moses. Hou Jesus dop. En so het ons almal waar ons vandaan kom, ons goedjies gehad waarop ons gefokus het. En God sê, haal jou fokus van dit af. Haal jou fokus van jou tradisie af. Dit was vir my moeilik. My tradisie was om elke 16 Desember by Bloedrivier te wees. En ons gaan nou na die tyd in. Ek in my groot mond gisterand weer ook iets gesê wat ek nie moet sê nie. Nee? Oor Moses. Kan ek dit sê als? Nee. Okay. En kom ons gaan aan. Kom ons kyk of ons by Hebreërs 3 kom. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou daai tyd in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Toe hy die tabernakel sien in die hemel, toe plant hy hom op aarde, maak het van stokke en velle en lappe, en die hemelse tabernakel sal nog kom, en hy gaan nie op aarde neergesit word, dit sal nog kom. Toe probeer Salomo met 'n beter budget, 'n beter inbou, maar hy is gebreek. Toe Herodes nog een bou, maar hy is ook gebreek, want God sê is nou klaar met daai goed.
Ons is klaar met dit. Die gordyn het geskeur. Het is beter nou om in die hemelse in te gaan. So. Maar eendag gaan die fisiese koninkryk op die aarde neergesit word. En dan gaan die regte een hier staan wat nou in die hemel is. Hoe awesome gaan dit nie wees nie. Dis die goed waarna ek in die aand oor wakker lê, hoor. Ek weet nie van julle nie, maar dit gaan awesome wees. Jy kan nie imagine wees hoe dit gaan lyk nie. Hoe gaan dit lyk? Maar nou hou ons nou nog vas aan goedjies wat ons aan kan vat. Dit gaan alles verander. Dus ons moet verander. Alright. Maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis. As ons net, asseblief tog. As ons net. As julle net. Die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Los die goedjies van eet nie, proe nie, raak nie, doen nie, dit. En kom in Jesus naam in daai verhouding en besef God is in jou, jy sy huis. Ou Jood sê, nee man, nee, ek wil nou, ek moet tempel toe. Nee, jy sy huis. Nee, maar ek wil tempel toe. Nee, maar jy sy huis. Hy gaan nie meer na die tempel is leeg, hy ouens doen die dinge daar. Dis, gone. Jesus is gone daar, gone. Gordyn het geskeur. Hy het hom wel reggemaak weer, maar die gordyn was geskeur. Hy's gone. En nou sê hy, nou sal ek jou nie as 'n weeskind los, en ek sal binne in jou kom bly. En hy is al 2000 jaar hier, en ons besef het nog steeds nie. Daarom, hoofstuk 2, 5-18, daarom, hoekom daarom? Ons, die mens, is oor die werke van sy hande aangestel. Daarom, bly hy binne in jou, sodat jy weer kan oor sy werke heers. Want Romeine 10:17 sê, hierdie skepping, en dit gaan nog kom ook, maar dis nou ook, hierdie skepping was met reikhalsende afwagting vir die openbaarmaking vir die seuns van God. Wie is die seuns van God? Hulle wat daarom besef, dat waarom God binne hulle bly. En jy besef, ek kan heers, nou kom die haal. 2 keer hierdie week in Potch. En daarom staan ek op my stoep en sê, julle gaan nie hier breek nie. In Jesus naam. Julle Meerderpark, lekker haal. Het iemand 'n telefoonnommer van wifi torentjies regmaak? Gone geslaan. Gisterand is ek, kom die haal weer, die kant van Potch, is dit kusboude geslaan. Die blare lê oral stikken. Jy het God binne in jou, jy moet heers. Of nie? Dis jou keuse. Begin op hierdie goed afkom wat God binne in jou gesit het. Autoriteit, heerskappy, koninkryk. Yes, daar kom 'n fisiese koninkryk wat hy gaan establish, maar in die meantime het ons die kingdom, die heerskappy, want die Godman bly binne in jou, hy bly nie meer in 'n tempel nie. En hy wil heers, daar waar jy gaan, wil hy heers eers in jou eie lewe, en dan wil hy begin heers, en die natuur sal vir jou luister, is dit te veel? Jesus het die storm stil gemaak. Jy kan die storm stil maak in jou eie lewe, en die fisiese. Jy kan. Of jy hoef dit nie te doen nie, dan vat maar die haal. Mense sê, hy het nou uiteindelik sy kop verloor. Luister die, nee, kom ek gee jou getuienis. Ek en Elsie hulle kuier by my broer, hulle het net by 'n nuwe plaas ingetrek in Louis-Trichardt, in so vallei. 3de plaas wat nou bly, hulle nog steeds daar. Boer met makadamias. En hy het nog nie garages gebou nie, so ons karre staan, my Fortuner was nog splinter nie daai tyd. Met 'n splinter nuwe 4x4 trailertjie. My pa se karretjie staan ook daar, ons almal kuier op die plaas. En ons braai op die stoep, en ons hoor net, en hy vallei afkom. Ons sê, wat is dit? Toe is dit hal, dit kom soos 'n kombers. Daar is nie, my kar staan nie in die garage nie.
ek, my pa en my broer op die stoep in die naam van Jesus, stil, dis hoe Jesus die storm stil gemaak het, gaan lees dit in Markus 4, hush, be stil, hush, jy raas nie met die natuur nie, hy is net die mekaar, want die mens het hom gebreek in Genesis 3, as jy nie geweet het nie, nee, sal nie heel nie in die naam van Jesus, toe stop het in die helfte van my trailer, dis soos 'n kombers wat kom het stop, daar sit Elsie se kan getuig van dit, jy het autoriteit, jy het heerskappy, maar nou hou ons nog vas aan goedjies, ag dalk sal God, hy sal, ons moet begin heers, en weet jy hoe heers mens, as mens begin die vrymoedigheid kry, die vrymoedigheid, om met hom te praat soos 'n pa, verhouding met hom te wees, en saam met hom te kuier, saam met hom te fellowship, en net hom te worship, hom te aanbid, met hom te kommunikeer, want uit daai verhouding uit, kry jy die vrymoedigheid, want ek gaan dit try, my ouma daai het vir my gesê, toe ek klein was, speel ek buitekant, hierdie wind, wat my goed so omwaai hierso, jy praat nie so met God se wind nie, en nou praat ek met die wind, en ek sê vir hom, nee, as jy die eerste keer dink jy weerlig in jou doodslaan, en so by the way, die weerlig moet ook nie slaan nie, en mense seermaak nie, in Jesus naam, raak nou rustig toe, dis nie God jou created nie, want voor die vloed was daar nie storms nie, amen, o me, alright, hy het vir ons die dood gesmaak, daarom, die kinders, ons, saligheid bewerk, saligheid, glorie, hy het jou, jy was 'n kind, hy het jou geglorify, hy het dit bewerk, hy het die dood vir jou gesmaak, jy gaan dalk fisies doodgaan, maar jy gaan nie die tweede keer doodgaan nie, die ouens in die wêreld gaan 2 keer dood, hy gaan fisies dood, en dan by die wit troon gaan hy weer dood, jy wil nie daar doodgaan nie, ek het 'n sê ding, maar is in Engels, ek kon heeltemal vergeet, ek het nog probeer het hier, so, maar ek kan dit nou nie doen nie. Hy het ons geheilig, en ons is nou een met hom, gaan lees dit in hoofstuk 2 vers 5 tot 18. Hy het ons geheilig, en ons is nou een met hom, daarom kan jy nou met vrymoedigheid gaan. Hierdie is Hebreërs 4 vers 12, die woord moet nou sny, tussen jou gees en siel, want jou siel wil nou kom inmeng en sê, kan nie, jou liggaam praat ook nog teen jou, en nou, of wat ook al, maar, al 7 hierdie goed, toevallig 7 goed, hy noem ons wat geheilig is, kan jy glo, hoor wat noem jy nou, sy boetie, jy is nou sy boetie, is dit nie awesome nie? En raai wat sê, hy is nie skaam om ons sy boeties te noem nie. En dis hoekom jy gaan doop vandag, want jy is nie skaam om hom nou jou boetie te noem nie. Jy is bereid om voor mense in die water in te klim en iets te doen wat jy nie gewoond was aan nie. Jy het nog nooit daarvan gehoor nie, nou ewe skielik hoor jy, hy is nou jou boetie, en nou gaan jy vir almal wys in die wêreld en die geestelike realm, jy is nou sy boetie. Hy is nie skaam om jou sy boetie te noem nie, en dan nou is jy skaam. Jy sit daar by die werkkant, bid jy vir jou kos, en die ouens vra vir jou, wat gaan hier aan? Ag nee, is iets in my oog. Nee, jy skaam. Jy skaam om hom jou boetie te noem. Want jou boetie verwag nou ander goed van jou. Onthou, 'n groot vriend van my, Bivek, huisbesoek gedoen het altyd in my vorige kerk, vir 9 jaar by my huisbesoek gedoen. Lekkerste bier saam met hom gedrink. Lekkerste huisbesoek gewees altyd vir my daar by hom. En toe ek nou weer gebore raak, toe begin ek nou anders raak met my huisbesoeke ook. Ek het nie net sy R100 gaan haal nie. Nee, die boek afgeteken, ek het hom, hy het vir my gesê, maar wat? Hoekom is jy nou anders? Hoekom drink jy nou meer saam met my bier nie? Hy bid nou vir my en my vrou en my dogter.
Daai tyd het ek nog net weergebore, ek salf alles wat laf is. As ek daar ry, blinkie koppies. Almal gesalf. Wat is, hy is nou anders? Want ek het daar geleer om nie meer skaam te wees vir my boetie en sy maniere nie. Want my boetie het aan 'n kruis gehang, kaal voor sy ma, vir jou. En daarom sê hy is nie meer skaam nie, ons is nou sy boeties. Hy het die mag van die duiwel en die dood gebreek. Daarom. Sjoe. Is die duiwel weg? Maar hy het sy mag gebreek vir die wat begin verstaan wie hulle is in Christus. Nou sê hy ook, 'n slak het meer autoriteit as Satan op hierdie aarde. Al die autoriteit wat Satan het, gee mense vir hom. Omdat jy nie weet wie jy is nie. Alles wat sangomas doen en goed, en daar's power en daar's rituals en al die slegte goed is daar. Maar hulle gee hom autoriteit, want hulle glo leuns. En dan kan hy operuit. En hy kan net iets in jou oor fluister, dan glo jy dit. Dan gee hom krag, dan gee hy vir jou vrees. Hy kom net so een keer en sê vir jou, gaan dit nie maak einde van die maand nie, toevallig. En jy glo, daar het jy die gees van vrees nou net autoriteit gegee. Jy het hom gegee. Jy gee hom autoriteit, jy gee hom krag. Maar die Godman het in jou kom woon en hy sê, nou moet jy al die skanse wat in jou kop is, opgewerp teen sy kennis, moet jy afbreek. Jy moet dit afbreek. Hoe breek jy dit af? Deur jouself aan die woord te onderwerp. Kom tussen boeties en sissies en hoor meer van die daaroms as die waaroms. Want as jy nuus gaan luister, daarom is daar nou 'n resessie en dis waarom jy dan nou nie 'n goeie bankbalans gaan hê nie. Jy wil dit nie hoor hê, jy wil nou hoor ja, God onderwerp. Jy moet kies. Wie gee jy autoriteit hier? Want as jy dit hier autoriteit gee, gaan dit hier autoriteit oorneem. En dan is dit in jou hart. En as vrees in jou hart is, dan raak jy kwaad. Aggressief, dan wil jy sommer emigreer. Ek sal hulle wys. I'm going to become an Australian. And have shrimps on the barbie. Nee. Ons braai choppies. Well done. Nie soos daai ouens op MasterChef van Australië wat 'n rou skaapchop eet nie. Kan dit nie dink nie. Alright. Laaste een. Hy bevry ons van slawerny en vrees. En ek het eintlik nou daaroor gepraat. Hy bevry jou. Maar ons dink die bevryding vind so plaas. Gee dit. Maar dit wil nie weg nie. Hy sê, jy is nou my boetie. Ek bly nou binne in jou. Daarom gaan jy op die water loop. En daarom gaan jy ophou skaam wees vir wat jy by my gekry het en jy gaan dit spreek. Jy gaan jouself eers in die water sit en nou gaan jy my disipel word en nou gaan jy soos ek begin loop en praat. En dis waar die probleem inkom. Ons dink ons is nog so 'n bietjie hierdie kant van die gordyn. Nee, jy moet instap nou daar. En al jou brûe brand hier agter. En 'n total 180 doen. Ek verduidelik mos, die mense doen, ek gee my hart vir Jesus op Mighty Men, draai 180 en dan so Woensdag gaan draai ek weer, maak ek 'n 360. Jy kan nie, jy moet nou bly op daai pad. En dit is baie keer moeilik, want in die koninkryk is daar weerstand. Want die een wie se mag gebreek is, wil jou nog daar hou. Maar jy moet dit resist met sy krag. En jy moet in daai rus ingaan. Dat hy die prys betaal het. Dis die rus. Dis die rus. Ek sien nou horlosies bietjie voor. Hulle jaag my aan. Hulle sê dit 3 minute vroeër. Ek weet nie wat gaan nie aan nie. 'n Sabbatsrus vir God se volk. Daarom. Ek hou van hierdie Paulus. Paulus het sy eie handtekeninge by goed. Dis hoe hy praat in sy briewe, die daaroms en die waaroms, en hoe hy groet in 'n brief. Jy sal sien Hebreërs groet
Presies dieselfde soos al sy briewe, Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, groet dieselfde. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte soos in die verbittering, nou praat hy van die ouens in die woestyn nie, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, hy praat nou met Jode onthou, en hy praat 2000 jaar later nou met ons, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Weet jy wat is die ergste van hulle? Ek gaan dit toch vir jou gou saambind. Hulle sien die wolkkolom met hulle oë. Hulle sien die vuurkolom met hulle oë. Farao en sy troepe kom, hulle sien hoe maak die see hulle toe, en hy stuur 10 verspieders, nadat hulle hierdie gesien het, nadat hulle gesien het hoe God vir hulle veg, stuur hy 10 rekkies in die beloofde land in, en 8 van hulle sê, nou is nie 'n manier nie, dis 'n reuse. 2 sê, let's go. Joshua en Caleb, let's go. En die Here sê, sal dit nou die dag wees? Ek wys nou net vir hulle, wat ek met hulle vyande sal doen, nou is hulle bang vir reuse. En dis die dag van versoeking. God, hoor jy kyk, Moses moes sy beste Joodse skills uithaal daar, en negotiate met die Here, kan jy glo, jy gaan dit, in Numeri 12 en 13, Moses negotiate met die Here, Here sê, ek is nou moeg vir hulle, ek gaan vir hulle allemaal uithaal, Moses sê, jy kan dit nie doen nie, hy sy beste skills van negotiation met die Here daar, Here sê, ok, ek sal vir jou luister, maar hulle gaan nie in die beloofde land in nie, hulle sal vir 38 jaar om hierdie berg trek, en net die 2 wat 'n good report gehad het, is in die beloofde land in. Dis waarvan hy praat hier. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag, dis nou daai 38 jaar geslag, en gesê, altyd dwaal hulle met hulle harte, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie, hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie, hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie, hulle sal my nie ken nie. Want hulle dwaal met hulle harte, en hulle fokus is op ander goed. En dis die waarskuwing vandag vir my en jou as Christene is, moenie dwaal met jou hart nie, fokus op hom. Ja, as jy issues het, fokus jou issues op hom, onderwerp jou aan God. Hy sal jou help. Gaan die einde van die maand nie eet nie. Jy gaan eet, nie worry. Hy sal sorg. Glo jy dit? Of kyk jy vir die reus? Ons verstaan nou wat dit is om besighede te verloor. Dan moet jy daarom en waarom moet jy staan? En hy sê in elk geval 'n goeie soldaat van Christus wikkel hom nie in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie. Beteken nou nie jy nie gaan werk nie, dis nie wat ek sê nie. Jy doen jou werk asof jy dit vir God doen en hy sal sorg vir die res. Amen. Amen beteken dit is so. Alright. Sorg daarvoor, boeties en sissies, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is. Jy moet glo. Deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So wat sonde doen, hy het jou vry gekoop, maar wat sonde doen, is dit maak jou hart hard. Jy stap weg. Jy fokus op ander goed. En dit maak jou hart hard, dat jy nie kan hoor nie. Ek kan nie die stem van die Here hoor nie, want jy hoor ander goed. Jy hoor ander goed. Ek maak klaar. Dis hy rus van God. Ons kan lank praat oor die rus van God, maar die pennie moet drop. Tussen vandag en volgende week sal hy hoor. Jy moet volgende week kom, it's to be continued. Alright. En ek stop ek nou, so fliek wat stomp eindig, ek moet die einde self opmaak. Nee, toe maar moenie worry nie, ons gaan hom mooi neersit. Hoor wat sê hy? Hy haal nou eintlik Psalm 95 aan, ou Paulus, en hy is baie lief daarvoor om die Ou Testament aan te haal. So waarom ons gooi nie die Ou Testament weg by die gemeente nie?
Psalm 95 vers 7 sê, want hy is onze God. Gaan lees die hele Psalm 95, dit is 'n baie mooi declaration, psalm in times of storms. Ek probeer nou soos die Fire and Fragrance sport. Ek gaan nou in Jesus naam nooit met 'n Amerikaanse aksent praat nie. Julle jong ouens en girls, nee. Hou op met Amerikaanse aksente Engels praat, asseblief. You know, the Lord showed me, man, storms. Nee, jenne. Klink dan met soos 'n Suid-Afrikaner. Rol oor jou erre. Okay, kom. Want hy is onze God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister. Verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie. Dis die dag toe hulle verspieders uitgestuur het en toe hulle terugkom, sê hulle nie ons kan nie. Numeri 12 en 13. Waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. Hulle het gesien wat ek vir hulle kan doen. Hy het die hele weermag van Egipte versuip in die Rooi See. Hulle wiele lê vandag nog daar. Gaan kyk op YouTube. Hulle lê vandag nog daar. Hulle het dit gesien. Is niks onmoontlik vir God nie? Is 'n paar reëse nie, is nie vir God 'n issue nie. My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weer nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie, en hy praat nou nie van die Shabbat nie. Daar's ouens vandag, ouens in die 7-daagse Adventiste, wat sê, hierdie gaan alles oor 'n dag. Het gaan nie oor 'n dag nie. Jy kan daai dag afvat, en al die rituele doen, om nie aan die knoppie te vat van die stoof nie. En jou hart kan nog steeds dwaal, en jy is nog steeds vol vrees, en jy is nog steeds vol, volgende keer, ek maar lê nie. Dis nie 'n dag nie. En môre lyk hier dieselfde, na daai dag. Is 'n toestand van jou hart, wat jy weet, ek is nou 'n deelgenoot. Hy is my boetie, en hy is nie skaam om my sy boetie te noem, maar ek is skaam. Dan moet jy daaraan werk, hoor wat ek vanaf vir jou sê. Jy moet daaraan werk. Die Here is ook nie James Bond Christene nie. Undercover, lekker vet undercover. Niemand weet jy's 'n Christen daar by die werk nie. Jy swerts net soos al die ander klomp. Jy rook en drink net wat hulle doen. Jy ruik soos hulle, jy lyk soos hulle. Nee. God se mense staan uit. Wat is jy's anders? Wat is jy anders aan jou? Kom ek sê vir jou. En daar het jy jou kans om jou eerste disipel dalk te maak. Of hy gaan sê, laat dit nou die dag wees, dat ons eerder hier beweeg. Die meeste het met my so gemaak, hierdie man is nou heeltemal die klits kwyt geraak. Maar dis oké. Dis oké. Ons moet anders raak. Ek gaan daar stop. Maar net vir julle iets wys hierso. Wat se deelgenoot? 2 Petrus 1 vers 3, hy maak jou 'n deelgenoot. Is nie lekker nie? My boetie, ons is nou saam, ons is deelgenote. Immers, 2 Petrus 1 vers 3, sy goddelike krag het ons alles, 'n bietjie? Alles, gaan kyk na die Griekse woord vir alles, beteken alles. Sy goddelike krag, die Godman is weg, hy sit nou, die enigste man wat in die hemel sit op aan die regterhand van God. Maar hy sê in Johannes 14, ek sê nie alleen los nie, ek kom binne in jou bly. Nou, het jy deelgenoot geword. Sy goddelike krag het ons alles geskenk, alles gegee. Verniet. Wat tot die lewe en godsvrug dien, wat jou gaan help in jou lewe, en sodat jy die Galasiërs 5:22, 9 vrugte van die Gees kan gaan uitleef. Het jou alles gegee. Ja, maar ek sukkel met die, kom hoor dit, kom, jy kan dit doen. Ja, maar ek sukkel met vloek, kom. Hy het jou alles geskenk. Hou verskonings maak. Onderwerp jou aan God. Ja, maar ek sukkel met jou op sukkel. Ek kry slegte gedagtes, kry ander gedagte. Jy moet beheer uitoefen oor jou gedagtes.
Die Here is besig om vir my preek oop te breek oor woes en leeg. Die aarde was woes en leeg, tot die gees van God daar aangekom het, toe kry hy orde. Jy was woes en leeg in jou kop, tot God aangekom het, nou moet ons begin orde kry. Is dit nie so nie? Jou mind is jou belangrikste wapen. En jy moet jou mind in orde kry, want hy het jou alles gegee, wat tot die lewe in Godsvrug dien, deur die kennis van hom, en dis ons probleem, ons kry nie kennis van hom nie. Jy is soos Job, jy het nog net op hoorsê van hom gehoor. Maar as hy in jou woon, kan dit nie glo nie. Kyk wat staan nie. En as hulle ou wat nie daai kennis het, sê, ja, maar onthou nou in die konteks van die en die milieu van daai. Uit konteks uit, nee, kom die Here, nee, en hy bring vir jou orde. Hoe awesome is dit, nee? Deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid, die woes en die leeg ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Dis 'n mondvol, maar dis eintlik nie 'n mondvol nie. Hy sê, dit was jy. Nou die godsman binne jou kom bly. Kom ons kry 'n bietjie orde in die chaos. Begin bietjie besef, jy is nie maar net 'n armsalige ou wat vir 38 jaar om dieselfde berg gaan trek, en maar hoop, eendag ons gaan hemel toe nie. Ons gaan hemel toe, daai dag, onthou daai dag. Maar nou kan jy op jou stoep staan, sit maar die koppie koffie neer, staan maar op. My vrou en kinders weet nou al, Daniel het gister vriendinne gehad, sy weet nou nie eintlik wat ek doen nie, ek gaan dit nou nie 'n sirkus van dit maak nie. Met my koffie neer, gaan na die venster toe, en ek hoor die haal op my sinkdak, hoor ek, tik, daar sy nou, as hy laat sy, maak hy venster op, klaar, lekker reën, dankie, net genoeg stikstof, dankie, ek soek hom fyn, net genoeg, ek doen het, ek soek hom fyn, dankie, Here, ek eer die natuur, dankie vir die skepping, maar dankie dat u ons autoriteit gegee het om te heers oor die skepping, geen haal sal vandag my huiskomste kan slaan, of my nuwe afdak nie. En die nuwe boompies wat ek en Elsie so duur voorbetaal het, wat ek skeef geplant het, wat sy reg gemaak het. Daar sal nie enige blare afgeslaan word, van ons Frankopani boom, ek spot nou ek die boom se naam vergeet, maar, en het het nie. En toe ek gisterand by die partytjie aankom, wat ek voorgenooi is, by Vistas Federhill, toe is alles kusboude geslaan. Daai chef sê ons, julle wou nie nou 20 minute terug hier gewees het. Die water het deur in die plek geloop. Ai, togie, hoe suffer hierdie mense? Bid vir jou huis, jou huis. Jy het die autoriteit gekry, want jy is 'n deelgenoot van die Jesus Christus. Amen. It's to be continued. Ons gaan met Hebreërs 3 klaarmaak. En dan gaan ons hopelik by 4:12 uitkom. Maar onthou Hebreërs 4:12, dit vat dit alles saam. Want sy woord is skerper as enige tweesnydende swaard. En hy moet nou deursny, hy moet jou siel, dat jou gees kan begin beheer, saam met God se gees, oor hierdie siel, wat alles woes en leeg wil maak. Of jy kan bly daar. En die vyand sal jy tot in jou drome aanval. Hy sal vir jou in jou drome sê, is nie goed genoeg nie. Maar jy moet beheer oor dit oefen. Sodat jy God kan begin hoor in jou drome. Amen. Ek gaan nou stop. Ek is nou in 'n rol hier so. Ek geniet dit hoor. En hy het sy rede deurgevat tot 1:00 die middag. Toe maar, ek gaan dit nie doen nie. Ek hou van daai grappies nou my nuwe een, omdat ons nou Handelinge gedoen het. Toe Paulus sy rede het hy deurgevat tot middernag, toe val die seentjie die venster uit. Toe raak hulle aan die slaap. Nee, ek wil dit ook nou nie hê nie, nee. Ons moet dan nou 'n bietjie gaan kou aan wat ons gehoor het vandag. Amen. Amen. Gaan ons die kinders vir so 10 minute los, ons net vir hulle 'n bietjie plek kan kry. Hulle moet nou kyk waar hulle gaan. Hulle dinge doen Woensdag aand. Ek kan nie wag daarvoor nie. Nee. Dan gaan ons dalk popcorn eet. Ek hoop Tinus organise iets vir ons ouers. Jy weet wat deur daai moet gaan.
Ek geniet dit, ek spot nou sommer. En dan gaan ons doop, né? Jonathan, ek hoor die water is beter, son het al so 'n bietjie gebak op het, ek kry nou lekker warm hier voor, so ons gaan 'n lekker doop. En as die Here vandag met jou gepraat het die vrymoedigheid, kom. Moenie skaam wees om jou boetie te noem nie. Amen. Vader, ons loof en ons prys U naam. Dankie vir hierdie dag. Dankie my Vader dat U die naprediker sal wees van alles wat vandag gesê is. O Here, mag ons die vrymoedigheid hê om U ons boetie te noem. Mag ons die vrymoedigheid hê as U seuns en dogters om op te staan in autoriteit. Om te begin heers. Om te begin lief hê. Nie te min ons eie probleme. Nie te min. Dat ons lig kan vat na 'n donker wêreld toe. Ons kinders kyk na ons. Ons kinders wil hoop hê. Hulle wil nie heeldag hoor in die huis, wow, hier is nie 'n toekoms vir die kinders nie. Nee, Here. U kan in 'n dag alles verander. In 'n dag. Het julle nie die 4 kolom gesien nie? Het julle nie gelees van dit nie? Het julle nie gelees van die wolk nie? Nou kom twyfel julle. Dit was Ou Testamentiese mense. Nou is ons in die Nuwe Testament en U sê U Gees is in ons. Niks is onmoontlik nie. U het ons autoriteit gegee oor hierdie aarde. Here, hierdie skepping wag met reikhalsende afwagting, dat ons net ons monde oopmaak en begin praat, begin lewe spreek. Begin lewe spreek, lê hande daar by jou werk, oor jou werk se boeke, oor die krediteure en die debiteure, lê jou hande op die goed. Spreek lewe. Bid vir daai wonderwerk, want is dalk net 'n wonderwerk wat dit gaan red. Vader, ek loof en ek prys U naam. Lê jou hande op jou seer knieg en praat met daai knieg. Lê jou hande op jou rug. Bid. Lê jou hande op jou hart. Lê jou hande op jou kop. Here, laat ek help my om my hart te bewaar. Hart, ek wil jou bewaar, skuis hart. Dat ek al hierdie slegte gedagtes en negativiteit in jou ingebring het. Ek praat met my gedagtes, dit wat my verkeerde gedagtes gee. Los my, gaan weg in Jesus naam. Los my. I've got the mind of Christ. Ek het die gedagtes van die Here. Here, help my dat my gedagtes soos U gedagtes is. Help my dat ek kan sien soos U sien. Wie oor het om te luister, help my om te hoor wat die Gees vir die gemeente sê. En soos Joshua, soos ons nou gebid het vir daai seun, dat ons loop en waar ons loop, wen ons vir U grondgebied. Want hoekom? Ons bepeins, ons oordink U woord dag en nag. Dis goeie nuus. Dis nuus wat vir altyd gaan hou. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. En amen. En amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala